Hallo almal. Vandag gaan ons na 'n voorbeeld kyk van 'n meetkundevraag wat in die Oos-Kaap vraestel van 2016 was. Nou, ja, soos jy kan sien, ek het die prentjie hier op die skerm. Ons het 'n groot sirkel en 'n klein sirkel. Ons het 'n middellyn, ons het 'n hoek by die middelpunt. Ons het 'n koordevierhoek, so dit gee jou 'n idee oor wat ons alles na gaan kyk in hierdie vraag. Nou, kom ons spring weg. Ek het nie die vraag self hier neergeskryf nie, maar slegs dit wat vir ons gegee is, want ek wil graag 'n behoorlike analise doen van wat gaan aan in die prentjie, waarna moet jy kyk vir elke stelling, ensovoorts, voordat ons by die regte vraag uitkom. Nou die vraag begin met O is die middelpunt van die groter sirkel. So hier is die punt O, en dit is die middelpunt. Nou sodra hulle vir jou 'n middelpunt gee, moet jy weet daar's 'n hele paar stellings ter sprake. Ons kan kyk na die hoek by die middelpunt is gelyk aan 2 maal die hoek by die omtrek. Dit is die eerste een waarna ons kan kyk, kom ons maak maar so. Dan die tweede moontlikheid waarna ons moet kyk, is ons moet kyk of ons dalk 'n middellyn het. Want as ons 'n middellyn het, het ons 'n semicirkel waarin wat beteken my hoek is 90 grade. Die derde ding waarna ek kan kyk wanneer hulle vir my 'n middelpunt gee, is na my radiusse. Want dit lei dikwels tot gelykbenige driehoeke. Net gou hier skryf. Nou kom ons kyk wat van dit is vir ons gegee. Ek gaan 'n geel pen vat, daar sy. As ek hier van U na O toe en van T na O toe 2 lyne trek, gee dit vir my 'n hoek by die middelpunt. Kyk, daar's die hoek. Hulle het vir ons gesê, dit is 2x. So die stelling sê vir ons die hoek by die middelpunt, hierdie een, is 2 keer so groot soos die hoek by die omtrek, onderspan deur dieselfde koord of dieselfde boog. Nou die boog wat dit onderspan, man, ek praat maar net van 'n boog omdat die koord nie geteken is nie. Dit sou nie verkeerd wees as jy die koord hier inteken vir jouself nie, net om te onthou, hy is eintlik daar, hy onderspan eintlik die hoek, maar ek kan ook maar na die boog kyk wat daar die hoek onderspan. So as ek my een vinger by T sit, en ek gaan beweeg na die middelpunt toe, ek sit my ander vinger by U, en ek beweeg ook na die middelpunt toe, dan is die hoekie wat daar gevorm word, die hoek wat deur die koord TU of deur die boog TU onderspan word. Nou, waar gaan ek die hoeke kry by die omtrek? Weereens sit ek my een vinger op T en ek stap met hom tot by S, my ander hand, en ek kan dit gelyktydig doen op 'n boek, maar nie op die skerm ongelukkig nie, sit ek ook by die punt U, en ek stap met hom na S toe, en daardie hoekie daar, dit is die een wat die helfte van die grootte van die middelpunthoek het. Van die middelpunthoek is 2 keer so groot. So in hierdie geval sou daardie hoekie X gewees het. Maar dit is nie die enigste omtrekshoek nie. Ek kan maar weer my vinger by T sit en dan stap ek hier na V toe en my ander hand begin ek by U en julle doen dit gelyktydig en jy stap ook na V toe en dan kry jy hierdie hoek. Hy moet ook X wees.
Goed, nou het ons net gekyk na die hoek by die middelpunt, is 2 maal die omtrekshoek. Ek gaan my hele prentjie skoonmaak. Wat kyk ons nog? As ons 'n middelpunt het, ek wil nie graag in die geel skryf nie, ek dink nie dit is so baie sigbaar nie. As ek 'n middelpunt het, dan het ek gesê, ons moet kyk na 'n middellyn. Want dit gee aanleiding tot 'n hoek in 'n semicirkel. Nou ja, ek het 'n middellyn hier. Onthou, O was die middelpunt, so 'n lyn wat van die een punt van die sirkel na die ander punt gaan deur die middelpunt, verdeel die sirkel in 2 semicirkels, en enige hoek wat onderspan is deur hierdie middellyn, gaan 90 grade wees. So as ek my een vinger by T sit en ek stap op na die omtrek toe, dan kom ek by S. As ek hier by V begin en ek stap op na die omtrek toe, kry ek S daar, kom ons trek dit in, kry S daar, en ek van V af gaan ek ook na S toe, en ek kry die hoek daar, dan sê die stelling, die hoek is gelyk aan 90 grade. Die derde ding waarna ons moes kyk, was radiusse. Want 'n radius gee dikwels aanleiding tot 'n gelykhoekige, gelykbenige driehoek, laat ek net gou hier uitvee. 'n gelykbenige driehoek. Beteken 2 bene is gelyk, gelykbenige driehoek. Nou, 'n radius is van die middelpunt af na die omtrek toe. So daar's 'n radius, hier's 'n radius en daar's 'n radius. En ek sal hulle graag wou aandui, kom ons vat 'n groen pen, sê hierdie is 'n radius, hierdie is 'n radius en daardie is 'n radius, want alle radiusse is ewe lank. So wat ek dan nou hier kry, as ek nou hierdie 2 radiusse groen maak, dan het ek 'n gelykbenige driehoek hier. En omdat die 2 sye gelyk is, gaan die hoeke teenoor hulle ook gelyk wees. Reg, nou het ons na alles gekyk. Jy kan sien hoeveel stellings ons al reeds gebruik het. En ons het nog net gekyk, wat beteken dit as hulle vir ons 'n middelpunt gee? Kom ons maak weer skoon. Die volgende ding wat hulle vir my sê, is dat O op die omtrek van die kleiner sirkel lê. Nou ja, ons weet O is die middelpunt van die groter sirkel, daar is hy nou, hy lê ook op die omtrek van die kleiner sirkel. En dan sê hulle ook dat O, W, V en U is 4 punte op die omtrek van die sirkel. Nou sodra hulle vir jou 4 punte op 'n omtrek gee, moet jy dink aan 'n koorde vierhoek. Kyk daar, daar's die 4 punte wat hulle vir ons gegee het, hulle lê op die omtrek van die kleiner sirkel. So, as jy hulle verbind, en hulle is verbind op die skets, en daar sy, gaan ons 'n koorde vierhoek hê. So 4 punte, sy 4 punte op die sirkel, sê vir ons het 'n koorde vierhoek. En vir 'n koorde vierhoek is daar 'n hele klompie stellings. Byvoorbeeld, die hoek hier en die een teenoor hom gaan optel na 180 grade. So, die eerste ding waarna ek kan kyk is vir teenoorstaande hoeke. Hulle is supplementêr.
Supplementêr beteken, dit tel op na 180 grade. So hierdie twee hoeke gaan saam 180 grade wees. En op dieselfde manier gaan hierdie hoek hier, plus daardie een daar, ek weet nie hoe om het mooi aan te dui nie, daardie twee gaan ook saam 180 wees. So daar het ek 180 en hier het ek ook 180 grade, want dit is teenoorstaande hoeke van my koordevierhoek. 'n Koordevierhoekstelling gaan ook oor die buitehoek van 'n koordevierhoek, maar om 'n buitehoek te hê, moet ek een van die sye verleng hê, en nie een van die 4 sye van die koordevierhoek is verleng nie. Laat ek hulle net gou weer my koordevierhoek teken. Kan jy sien, nie een van die sye is verleng nie, so ons gaan nie nou kyk na die buitehoek nie. Maar dan die ander interessante ding, is dit gee altyd vir my hoeke in dieselfde segment. Nou 'n koord, en ons het hier 'n koordevierhoek, so hy bestaan uit 4 koorde, koord QV, WV, VI en IO. 'n Koordevierhoek gee altyd vir my sirkels en hoeke in dieselfde segmente, want een van die koorde, wel elke koord soos jy hulle vat, kom ons vat hier die koord, dan sal jy sien hy onderspan die hoek W1, maar hy onderspan ook die hoek V3, wat beteken hierdie twee hoeke gaan ewe groot wees. Op dieselfde manier gaan hierdie een en daardie een ewe groot wees, want hulle word onderspan deur koord WV. sien. Reg, so dit is wat ons kry uit 'n koordevierhoek. Nou, as ons nou maar verder lees, staan hier T, S, V en U is om punte op die omtrek van die groter sirkel. So, ek het T, S, V en U. Eintlik maak dit ook 4 punte op die omtrek van 'n sirkel en dit gee weer eens vir my 'n koordevierhoek. Die 4de koord is net nie ingeteken hier nie. Maar dit maak nie saak as dit vir jou beter is om in te teken, kan jy hom in potlood inteken. Maar daar het ek hulle nou. So ons kry dieselfde stellings. Ons sal waarskynlik nie die teenoorstaande hoeke supplementêr gebruik nie, omdat hierdie koord nie ingeteken is nie. Maar ons gaan nog steeds hoeke in dieselfde segment hê. En daarvoor gaan ek kyk na hoek V3. Ek wil nie daar hê nie, ek wil graag 'n geel lyn trek. Daar het ek V3, so, jy sien dit is onderspan deur TU. Nou op die stadium is dit maar eintlik onderspan deur boog TU, die boog is hier op die sirkel, maar ek sit my een vinger by T en my ander een by U en ek loop na V toe en daar kry ek die hoek. En dan is die hoek daar by S ook onderspan deur dieselfde koord, so daar is dit. Goed, ek dink ons het nou 'n deeglike analise gedoen van wat kan ons alles raak sien op die tekening. Ons gaan volgende na die werklike vrae kyk.